Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. U is God, U is die Skepper, U is Heerser. U besit hemel en aarde. U besit dit. U is die een op die troon, die een wat is, was en altyd sal wees. Die Alfa en die Omega. Begin en die einde. Die Here van die leerskare. Heilig, heilig, heilig is U. Here, en soos ons aan aanbidding kom en die naam oplig, Here, word verheerlik in hierdie oggend. U is vir ons kosbaar, U is vir ons lewe, ons het U nodig, Here. Ons is so afhanklik van U. En ons roem net in U, Here. Ons roem net in U. Ons God en ons koning. Word verheerlik. U alleen is waardig, Here. U alleen is waardig om aanbid te word. U alleen is waardig om onsself voor U neer te buig en te sê, heilig, heilig, heilig is U, o God. Saam met die hele liggaam reg oor die wêreld kom ons in hierdie oggend, Here, in hierdie uur. En ons kom sê, heilig, heilig is die Here God Almagtig, Heerser, Skepper van hemel en aarde. Saam met elke hemelwese wat tans skree, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Heilig, heilig. Skrone werp ons voor U neer. Heilig, heilig, heilig is U. Here, ons slaan ons oë op na die berge. En ons weet wie heers. Ons weet wie is God bo op die berg, ons weet wie is God onder in die vallei. U is God. En ons aanbid U in U naam alleen. Jesus, Jesus, Jesus. Here, ons gee oor. Ons gee oor. Ons is onderdanig aan U, my Here. Ons is afhanklik van U, my Here. En ons wil U ken. Here, dankie dat U Uself eers deur die geskrifte en die profete geopenbaar het, maar in die laaste dae deur U Seun Jesus Christus. En dankie Jesus dat ons U kan ken en dat U U Gees gestuur het wat net soos U is, die Heilige Gees. Dankie dat U U geheimenisse met ons deel. En dat ons U kan ken. Dankie dat U ons vriende noem. En dat U ons naby trek. Dankie dat U so naby is, Here. Dankie dat U hier is vanoggend. Dankie dat U hier is, Here. U teenwoordigheid is vir ons kosbaar, Here. U teenwoordigheid is vir ons vreugde en ons vrede en ons onsself vind, Here, is by U, Here. Dis in U teenwoordigheid, Here. In U teenwoordigheid is die volheid van vreugde. U teenwoordigheid. Here, mag dit 'n plek wees waar ons konstant wandel in die teenwoordigheid, Here, op soek na dit najaag met alles in ons. Mag geen prys ooit vir ons te hoog wees vir U teenwoordigheid. Mag ons wees soos daai man, Here, wat alles verkoop het, omdat hy 'n skatkis op 'n stuk grond ontdek het, sodat hy die grond kan koop vir daai skatkis. Ons alles gee, Here. Ons gee oor. Ons gee oor. Sodat ons by U kan wees. By U kan wandel, Here. U teenwoordigheid. Dankie dat ons U kan ken en deur U geken word. Koning van konings. Ons bruidegom. In Jesus naam. Amen.
Great, julle kan vir my so lank blaai na Esegiel 22 toe. Dis waar ons gaan begin, Esegiel 22 vers 30. Maar voor ek lees, wil ek net eers so 'n bietjie konteks gee van wat in Esegiel gebeur en waarvan hy praat en wat daar aangaan. Is as jy kyk in die Ou Testament, was Jerusalem of dan nou Israel die gekose, die verbondsvolk van die Here, nie altyd 'n goeie en getroue diensknegt gewees nie. Ek meen as jy die boek van Hosea gaan lees, dan sal jy baie vinnig agterkom hoe hy hierdie beeld vir hulle uit, hierdie huweliksbeeld vir hulle na vore sit van 'n getroue man wat sy vrou najag, maar hoe die vrou soos 'n prostituut is wat die heeltyd weghardloop en haar koppel aan ander gode en aan ander mans. En dit is nou wat Israel is weer besig, of Jerusalem veral in hierdie konteks, weer besig om nie te luister na die woord van die Here nie, weg te hardloop agter ander gode en het afvallig geword van hom. So ons vind hier, so kom ons in op 'n Jerusalem wat al klaar 'n deel van hulle in ballingskap weggeneem is, waarvan Esegiel deel is. Daar kom nog 'n wegvoering bietjie later en die verwoesting van Jerusalem lê nog voor. En die waarskuwing wat Esegiel vir hulle in hierdie teksdele gee is, hy is al klaar weggevoer, hy's nie eers meer in sy land nie. En hy sê vir hulle dat daar kom nog 'n oordeel, die verwoesting van Jerusalem kom nog, want as jy Jeremia het in dieselfde tydperk gelees en as jy gaan kyk, Jeremia se die groot waarskuwing wat hy vir Jerusalem gegee het vir die mense van Judea, die suiderlike koninkryk, en dit was nog gesplit net na Dawid, is hulle het gedink hulle is veilig want die tempel was by hulle. Die Here sal nie sy tempel verwoes nie. Ons is sy gekose volk, ons doen reg wat hulle gedink het hulle doen in hulle baie korrupte manier. Ek dink enige korrupte persoon dink seker tot 'n mate later begin glo sy eie leuns. So dis nie eers die gelowiges, die geloofstelsel daai tyd was rein, maar dit was korrup en hulle het gedink ons doen reg en God sal nie sy tempel verwoes nie. So hulle het nie die waarskuwings van Jeremia ernstig opgeneem nie. Daar's 'n deel weggevoer, Esegiel is deel van dit. En Esegiel waarsku hulle dat daar kom nog 'n groter, soos die verwoesting van Jerusalem lê voor julle. As gevolg van julle ongelowigheid, julle rebellie, julle nie ongelowigheid, die ongehoorsaamheid, julle rebellie teenoor God. Verstaan jy die konteks wat hierso wat ek nou probeer skets het? Almal by. Great. So dan lees ons in Esegiel 22, maar ek gaan van vers 29 of lees 30 is daar. So volg my in 29, lees met my in 30 en dan volg jy my in 31. Okay. Of maak net jou oë toe en luister. Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die elendige en behoeftige en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. So wat ek wil hê jy moet sien is, want ek gaan hierdie teksvers nou koppel aan Sodom en Gomora. Ek gaan nou vir julle sê waar die preek eintlik gaan, okay? Hou net vas. Sien jouself, daar's 'n tak, hang aan daai tak. Ons is op pad. Hierdie trein is in motion en hy's nou op spoed. So ons sien, jy moet sien dat van hierdie goed wat hy vir hulle oor aankla, is dieselfde goed wat in Sodom en Gomora plaasgevind het. Wat vir Jerusalem, wat vir die Jode 'n verskriklike aantuiging moes gewees het. Want hy sê letterlik vir hulle, julle, wat dink julle is die verbondsvolk, is niks beter af. Inteendeel is erger as wat in Sodom en Gomora plaasgevind het, want almal het geweet wat in Sodom en Gomora en daai hele Jordaan streek eintlik maar wat verwoes is, wat daar gebeur het. As gevolg van hulle sonde. So hy sê vir julle wat dink julle is okay? Julle is nie so okay soos wat julle dink nie. Julle lewe nie so geregtig soos wat julle dink nie. En dan lees dit verder in vers 30 en dis waar volgens se preek gaan. En ek het onder hulle 'n man, dis nie Jerusalem, gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Klink dit nie vir jou soos Sodom en Gomora nie? En hy praat hier van Jerusalem. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Ek wil weer vir jou lees vers 30. En ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan, vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Hoekom het niemand gevind nie? En ek het net vir jou gesê, hoe korrup die geloofs en die religious system was in daai tydperk in Jerusalem.
Wat sien ons hier van God? Ek wil hê jy moet, wat sien jy van God se karakter? Genade. Jy sien 'n God wat wil red. Jy sien 'n God wat nie haastig is om te oordeel nie. God is nie haastig om sy toorn oor 'n situasie uit te giet nie. Kan jy dit sien aan daai teksvers? Maar wat soek hy hierso? Hy soek iemand wat in die bres kan staan. En ek wil vir jou verduidelik hoe dit gewerk het. So in daai tyd, jou stad het 'n muur omgehad. Okay? En dan baie keer wat so gebeur het, is as daar 'n gat in die muur kom, dan is daar mos nou 'n swak plek. So as ek 'n vyand is, as ek nou vir Stefan se stad wil aanval en daar's 'n gat in sy muur, waar gaan ek hom aanval? Ek gaan op die gat afstorm. Dis mos nou baie maklik om by sy stad in te kom daarso. Maar wat sou Stefan gedoen het om my uit te hou? Die gat gelos het. Hy sou die sterkste soldate in daai gat gesit het om sy stad te beskerm. So daai soldate tree op as 'n intercessor, 'n intermedium. Hy tree op tussen die stad en die wat verwoes gaan word en die vyand. En dis waar hierdie teksvers gaan. En dis waar vanoggend se preek gaan, is as God hier vanoggend onder ons moet kom soek. Vir wat ook al daai situasie in jou lewe is, vir wat ook al daai persoon is vir wie jy vertrou, sal hy in jou iemand vind wat in daai muur gaan staan. Maar dis nie noodwendig jou stad by die gat in het nie. Maar dit is 'n situasie waar daar 'n gat is. Daar's iemand wat gebed nodig het, daar's iemand wat deurbraak nodig het en sal jy in daai gat gaan staan. As hy moet kom soek vanoggend, sal hy iemand kry. Want ek wil vir jou sê dat ek het vanoggend vir die span ook gesê, dis 'n groot voorreg dat God ons deel maak van wat hy doen op aarde, sy plan, dat hy ons deel maak van sy team. Want hy hoef nie. Kan ons mekaar sê dat God het nie mense nodig nie. Hy's God. Maar wat 'n voorreg is dit dat hy ons deel maak van sy plan. Maar dan is daar 'n ander kant. Wat 'n groot verantwoordelikheid is dit op my en jou. Ek wil vir jou sê daar is 'n verantwoordelikheid wat rus op my en op jou skouers vir intersessie. En intersessie wil ek bietjie oopbreek vanoggend, want intersessie is nie net die ouer tannies wat een keer 'n week bymekaar kom of voor kerk. My vrou, liefie, jy's nie 'n ou, jy word 30. Jy word 30, my liefie, maar jy's nie 'n ou vrou nie. Sy hardloopie. Sy hardloopie intersessiespan. Monique, jy ookie. Waar is jy? Mamma, ek is jammer. Sy's daar binne. Sy grens is 'n bietjie aan daai kant. Sy's al 'n ouma. Maar intersessie is seker, as jy nou wil sien hoe niemand opdaag by 'n kerk nie, hou jy gebedsaand. En dit is eintlik met 'n hartseer dat 'n mens dit sê. Gemeentekuiers is great, aanbidding is great, almal hou van 'n worship aand. Uitreik is al bietjie minder, want dit sit jy 'n bietjie uit jou gemaksone uit. Maar 'n gebedsaand en dis ons kan eerlik wees met mekaar vanoggend. Dit is die kleinste by mekaar kom altyd is 'n gebedsaand wat jy hou. En is eintlik so 'n merkwaardige roeping wat ons oor gepraat het. Jy word geroep na 'n plek van intersessie. Jy word geroep om in die bres te staan tussen mens en God, saam met die Heilige Gees. Soos wat ons hier sien in Jesegiel. Want ons sien God soek iemand. Maar gaan hy in jou iemand vind? En ons gaan prakties nog raak vanoggend. So moenie nou hardloop, sluit daai deur. Nou kan julle makliker, meer gemaklik uitglip en jy hoef nie voor almal uit te hardloop nie. Daar's nou 'n gemaklike uitgang daar agter. Maar ek wil vanoggend die voorreg, maar die verantwoordelikheid kommunikeer van intersessie op elkeen van ons. Intersessie is nie 'n bediening nie. Dis nie 'n spesifieke bediening, dis nie 'n amp wat net op sekere mense se lewens is nie. Elke ou is geroep tot 'n plek van intersessie. Net soos wat elke ou geroep is tot 'n plek van 'n bediening van versoening. En ek wil vir jou sê, ek wil so ver gaan om te sê. Kom ons punt daar, kom ek vertel eers die storie. Dan sal ek verder gaan. Sal jy in daai gat gaan staan? Sien jy die prentjie? Elkeen van julle het 'n situasie in jou lewe waar jy nou kan dink, waar daar in iemand se muur of 'n of ander situasie, persoon of wat dit ook al mag wees, waar daar 'n gat in daai muur is. En ons nodig, want daai persoon kan nie self daai muur opmessel nie. Hy kan nie self aan 'n gat gaan staan en iemand het nodig om in 'n gat te gaan staan. Sal jy daai persoon wees? Genesis 18 vers 17 tot 19 is ons volgende teksvers.
Oor die woordskool, elke woensdag aand, die van julle wat nie daar is nie, ek wil julle nooi soontoe. Ek hierdie laaste week, ek het so gebars toe ek by die huis kom. Ek het nog 'n foto ook vir julle gestuur op die groepie, nadat ek die donderdagoggend nog, ek soos dit was amazing. Soos ek geniet woordstudie en ons het dit lekker, ek dink miskien is 21, lekker fyn gekam en so ons behandel baie van hierdie goed wat ek nou vanoggend sê en hulle het huiswerk ook gekry. Jy kry huiswerk. So as jy huiswerk verlang, kan jy woordskool toe kom. Okay, so kom ek gee net vir 'n bietjie agtergrond voor ons lees. So Abraham weet ons is geroep Kanaan toe. En hy trek, moes sy familie los, maar hy vat sy broerskind saam. Hulle kom in Kanaan, hongersnood, gaan Egipte toe. In Egipte jok hy oor sy suster, maar hulle was getroud, maar hy gee haar weg, kry haar terug. Die Here gryp in, want Abraham is besig om nonsens aan te jaag. Kry haar terug en hulle trek terug Kanaan toe. So hulle is terug in Kanaan. Jy sien al daai gevolg? Hulle is in Kanaan. As jy my nie gevolg het nie, hulle is in Kanaan. In Kanaan gekom vir 'n rukkie, kom hy en Lot agter dat daar's 'n hongersnood, dis hoekom hy in die eerste plek Egipte toe gegaan het. Kom agter dat die veld nie genoeg is om hulle albei se vee te onderhou nie. En die mense begin, hulle werkers begin beklei onder mekaar. En Abraham sê vir hom, "Oké Lot, kies jy. Jy kan kies." Dat was duidelik nie sy boete nie. Ek sou nooit dit vir my broer gesê het nie. So kies jy wat se chocolate stukkie jy wil hê. Dis so jy weet daai wat jy so opgemeet het, seker gemaak het alles is perfek, reg, liniaal. Maar hy sê vir hom, kies jy. En as jy gaan lees in die teksvers, Lot kies vir hom die deel naby Sodom en Gomora in die Jordaanstreek. En ons weet nou klaar hoe daai karaktereienskappe en die karakters wat daar rond gewandel het. En ons sien ook dit word vergelyk met Egipte. Want hulle is Egipte toe, want Egipte was mooi, dit was groen, daar's veld vir die diere. En dan sien ons verder, en hierdie is eintlik wat dit regtig moet vir jou huis dryf, dit word vergelyk met die tuin van die Here. Dit was so groen, so vrugbaar, dat dit vergelyk word met die tuin van die Here. En Lot kies obviously nou, daai deel, hy sê hierdie, okay cool, jou keuse om vir my te keuse te gee, en hy gaan vir dit. En ons sien hoe hy tent opslaan, naby Sodom, dan vind ons hom later in Sodom bly, en dan sien ons later hoe hy in die hekke van Sodom sit. Sien jy die gevaar van naby aan Sodom kamp? Jy dink, nee man, ek is 'n sterk persoon, mense het nie invloed op my nie. Lot was nie die sterkste karakter, as jy gaan kyk in die Bybel nie. Hy gaan kamp eers naby Sodom. Nee, ek is okay. Later is hy binne in Sodom, en kort verlang vind hy hom deel van hulle leierskap. Hy sit by die hekke, by die poorte. Ek meen hulle sê vir hom op 'n stuk, soos jy wat baas speel, sê hulle vir hom. Want hy was deel van die leiers gewees aan in Sodom. En so nou sien ons hy bly in Sodom en Abraham bly agter in Kanaan. En toe kom daar 'n tydperk waar God na Abraham toe kom. Hy praat van die engel van die Here, ons 3 mans, engel van die Here, wat ons sê Jesus is. En dan 2 engele. En hulle praat oor die belofte van Isak. En dan staan die 2 engele op en gaan Sodom toe. En God sê vir Abraham, maar ek gaan vir Abraham sê wat ek gaan doen. En hierdie is 'n baie belangrike deel van intersessie, is dat Jesus noem ons vriende. In Johannes 15 sê hy, ek noem julle vriende, want 'n slaaf weet nie waarmee sy meester besig is nie. Hier is baie belangrik dat jy hierdie verstaan. En ons sien dit al by Abraham. In Johannes 15 vers 15, Psalm 25 vers 14 en in Amos 3 vers 7 praat dit van, sal ek enigiets doen sonder dat ek aan my profeet wys wat ek gaan doen? So ek wil hê jy moet sien, daar's 'n plek waar God vir jou wil wys wat hy gaan doen, want hy nooi jou in tot 'n vennootskap. Hy nooi jou in om saam met hom oor 'n situasie te bid en sy koninkryk oor 'n situasie te los te maak. En ons sien dit hier met Abraham. So nou sê hy vir Abraham, ek gaan Sodom en Gomora vernietig. Lees vir my Genesis 18 vers 17. Ja, 18, 17 tot 19. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Want ek het hom verkies
dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat oor hom gespreek is. Maar wie's in Sodom? Lot. Lot, sy broerskind, is in Sodom. En Abraham, God sê vir Abraham wat hy gaan doen oor Sodom, en Abraham sê vir my, Here, as daar 50 mense is, sal u die stad verwoes? Sal u die stad verwoes? En God sê, as daar 50 mense is, Abraham, sal ek hulle spaar. En hy kom agter, wat, daar is nie 50 nie, okay, 45, Here. Nou begin bargain hy, want ons praat so in die woordskool, maar hoekom het hy so groot gegaan? Want ek dink as hy net gegaan het vir een, het die Here dalk nee gesê. So hy sê, kom ek gaan groot, ek begin daar en dan bring ons hom af. Soos 'n lekker kan bargain. En wat jy moet oplet, elke keer wanneer hy hierdie voorlê vir die Here, maak hy aanspraak op God se karakter. Baie belangrike deel van intersessie. So God wys vir jou wat hy gaan doen, en dan maak jy aanspraak op sy karakter. Hy sê, Here, u wat regverdig is. Dit gaan mos nie regverdig wees as u hierdie geregverdige mense saam met die stad ombring nie. So dis nie op iets wat hy gedoen het nie. Dis nie iets op wat Lot gedoen het nie, want hy wil vir Lot red. Dit was Abraham se motief. En hy sê, Here, en dit is wat jy moet sien in gebed. Dis wanneer jy in gebed ingaan, wanneer jy in intersessie ingaan, om altyd aanspraak te maak op God se karakter, op wie hy is. Jy sien dit met Moses ook. God sê na die goue kalf, ek gaan hulle uitwis. Ek gaan uit jou 'n nuwe nasie maak. En wat sê hy? Nee, Here, wat gaan die mense van u sê? Wat gaan hulle sê? Is dat u hulle net uit Egipte uitgebring het om hulle te verwoes? Daar sien ons Moses in 'n plek van intersessie ingaan. Hy wat in die middel gaan staan tussen die volk en God. En hier sien ons vir Abraham tussen Lot en Sodom waar hy nog gebly het, en God kom staan in die middel. Hy kom staan in die gat van die muur. En hy sê, okay, Here, maar so gaan dit nou af tot en met soos 10. Hy sê, Here, maar as dat 10 is, of 5 is, Here. En hy sê, okay, en dan sal ek dit nie verwoes nie. En Abraham is soos, wow, soos daar is regtig nie eers soveel regverdige mense in daai stad nie. En die Here stuur vir die 2 engele na Lot toe, en as jy mooi gaan kyk, die storie verder gaan lees, is, Lot het amper beklei om daar te bly. Hy waarsku eers sy familie, sy skoonseun sê vir hom, hy's nie lekker in sy kop nie, hy's bietjie mal, dat die engele vir Lot moes vat en hom uitgesleep het uit Sodom uit. Hoekom? Hoekom was 'n waarskuwing vir Lot nie? Dit was so genoeg geweest. Ek het mos vir jou gesê, maar hoekom vind die engele dit goed? Hoekom vind God dit goed dat hy engele sal stuur tot op 'n plek waar hy vir Lot vat en uitsleep uit Sodom uit? Want Abraham het in die gap gestaan. Abraham het in die gap gestaan. Die teks sê vir ons dat God het vir Lot gered as gevolg van Abraham. En ek wil hê jy moet daai verantwoordelikheid, ek sê vrees van die Here is op my as ek hierdie sê. Daar's 'n plek waar die Here situasies en mense wil red deur jou. Maar jy moet sê, Here, hier is ek. Ek is bereid om in daai gat te gaan staan. Want ons sien Lot wou nie daar uit nie. Sy vrou, inteendeel, sy vrou het teruggekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. En dis nie 'n vinnige terugkyk gewees as jy gaan kyk in die oorspronklike taal, dit praat van 'n kyk terug, verlang dit, 'n manier van lewe. Sy wil daar wees, haar kop het gevlug, maar haar hart was daar. En sy raak soos dit waarna sy verlang het, as jy eintlik daarna kyk. Jy gaan word soos dit waar jou hart is. Sy word 'n soutpilaar. Maar God red vir Lot as gevolg van Abraham. Want hy het vir Abraham lief. Sien, God wys vir ons baie keer goed, of goed wat gaan gebeur. Nie omdat ons moet terugsit en vir iemand sê, hoor, hierdie is jou lot nie. Jou lot, dis nie funny. Pan glad nie intended gewees op daai een nie. Hy wys partykeer vir ons iets wat hy wil juis jou uitroep en sê, okay, hierdie is wat ek wil doen, soos met Abraham, want hulle is ongeregtig. Hulle ongeregtigheid, hulle sonde het voor my aangesig opgekom. Hulle het nie gekyk, hulle het in weelde gelewe, maar hulle het nie gekyk na die behoeftiges nie, en die armes nie. Seksueel immoreel. Ek meen ons sien, ek weet nie of immoreel die regte woord, immoral. Soos, ek meen ons sien hoe die engele
Lot die engele probeer beskerm, wat nogal snaaks is, want later soos beskerm die engele eintlik vir Lot en slaan die hele plek met blindheid. Maar jy sien hoe pervers en hoe ver van die Here af hierdie stad was, wanneer die hele stad se mans, gaan lees mooi, die hele stad se mans, jonk en oud, kom staan voor Lot se deur en sê, bring die twee mans uit, want ons wil hulle beken. Dit was nie hulle, hoe gaan dit? Ek is Pentikosie nie. Dit was seksuele omgang met die mans. Homoseksualiteit, is eintlik wat dit is. Wat ons is bietjie in die woordspel soos wat my brein net nie verstaan nie is, Lot was bereid om sy dogters vir hulle te gee, net sodat hulle die mans beskerm. So ek is as Lot, hoe het daai vir jou sin gemaak, my vriend? Maar verstaan jy hoe ver af van die Here af was hierdie stad gewees? En Lot was deel van dit. En God red hom, want Abraham het in die gap gestaan. Ons sien vir Samuel later in die gap staan, ons sien vir Dawid in die gap staan, ons sien reg deur die Bybel mense in daai gat gaan staan, en vir die Here sê, Here, maar U het gesê, U karakter, U belofte, dat dit so gebeur. Sien, hy sê dit, is God beter as Abraham en as Moses? As hy of nee, ek het verkeerd gevra, hy is beter. Is Abraham en Moses beter as God? Het hulle meer genade as God? Nee, want God sou regverdig gewees het as hy daai stad vernietig het. Nee, shame nie. Ons shame vir baie, ek en Larissa praat hierdie week, nou die naweek daaroor. Hoe shame ons vir soos sonde? Maar hy dan nou nie dit verdien. Ek sê, ja, hy moes dalk nie dit gedoen het nie. Onder andere ons gepraat oor soos destyds toe hulle, ek weet nie, ek dink hulle doen dit meer nie, maar soos mense wat in die tronk was, en dan moes hulle maar gewerk het, en hulle dit nie meer doen nie, en toe vra sy, maar hoe beheer jy hulle? Toe sê ek, hier sit 'n ketting hulle almal, en hulle by mekaar, en sy sê, shame, en 'n ketting, ek sê, liefie, shame, hy het moord gepleeg, wat ook al hy gedoen het, nie shame nie, soos verstaan, dit is, en liefie, sy shame nie vir sonde nie, kom ek maak net daai deel, dit was nou baie spesifiek tot hierdie situasie, my vrou is baie soos lief vir die Here, en sy soek hom in alles, en as ek hom opgewonde is vir wat preek ook die 10de Mei, nou het ek het gesê, liefie, nou sit daar, so baie opgewonde ook oor dit, want ek en sy het lekker harde gesprekke, oor hierdie goed, God is regverdig, maar hy nooi vir Abraham in 'n plek in, ja Abraham, wat het jy te sê hieroor? Hierdie is wat ek wil doen. Wil jy in die gap kom staan? Wil jy in die gap kom staan? Jy nog by? Jesaja 62 vers 6 tot 7. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Jy moet wees soos 'n wag wat op die muur staan, wat konstant besig is om uit te kyk, die Here te soek vir waarmee hy besig is, sodat jy sy wil en sy koninkryk in 'n situasie in kan bid. Kyk, ons lees die Onse Vader, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel so op die aarde. Daar is net vir jou, daar is 'n blou druk van 'n gebed. Dis nie net 'n gebed vir om te, en dit is hier vir die res van jou lewe af moet bid nie. Maak dit vir jou sin? Hoekom sê ek so? Dit is vir jou om te sien hoe 'n blou druk van gebed lyk, om te sien, okay Here, ek moet u koninkryk bid. Ek moet u wil in 'n situasie inbid. So wat doen ek? Wat is u wil, Here? Wat is u beloftes, Here? Wat is u wil en die beloftes oor my gesin, my familie, my dorp, my omgewing, my provinsie en my land? Want hier sien ons dat God inroep tot in 'n plek van die bres van 'n land, 'n nasie. Sien net jou familie nie? Jy sien hoe groot roeping hierdie is, wat op een en elkeen gesit is? Hy sê nie net spesifieke mense nie, hy soek enige iemand. Hy soek net iemand om in 'n gat te kom staan. Om in 'n gat te kom staan. Om op die muur te staan en gedurig God te herinner aan sy beloftes. Ek staan hierdie week, ek dink dit was, ek kan nie eens onthou nie, ek dink dit was Woensdag of Donderdag, ek dink dit was 10 to 1, Woensdag of Donderdag, en ek is by die huis,
En dit was Woensdag toe hulle die deur kom insit het. En ek dankie Rolf en Riarko. Ek is op pad huis toe en ek kry 'n oproep van 'n dametjie wat sy trek in spasma. Sy is so 'n paar weke, 22 weke al swanger, spasmas, baie in angs vir die baba. Obviously nou vir die baba dat dit die babatjie affekteer. En vra of ek sal bid vir haar. En ek kyk na die voice note. En die voice note klink kan jy hoor, sy's bietjie angstig, maar nie soos overly anxious nie. En ek bel haar en toe ek haar foon antwoord, ek gaan nou rustig, net rustig, want ek is 'n kalm persoon. Ek hou van rustig in 'n situasie inkom en ek sê, "Hey, hoe gaan dit? Hoe voel jy? Van wanneer af gebeur dit?" Net so lekker 'n bietjie net gesels oor die situasie eers. Hier is en daar volgende begin sy skree. Maar ek kan hoor soos hier's fout. Hulle maak skrik vir my full on in warrior mode. So ek spot, ek is soos, as jy my dak gaan kyk, sal daar geestelike merke in die dak wees, soos ek swaard geswaai het. Want dadelik is ek in 'n plek soos, maar nou is ek besig met hierdie preek en ek is soos, okay Here, ek kom in die gap en ek beveel en ek bestraf die vyand wat kom steel en verwoes en ek spreek die Here se lewe en sy genesing. Want dis hoekom dit so belangrik is om die woord van God te ken, want hoe kan jy God se woord en sy wil en situasies inbid as jy nie sy wil ken nie? Ek sê hierdie week, hoeveel keer as ek my as kind, het ek geweet hoe my pa seker goed gedoen sal wil hê. Hoekom? Want ek het hom geken. Ek hoef nie vir hom te vra nie. Pappa, hoe wil pappa hierdie doen nie? En dat ek dit so gedoen nie. Ek het sy wil geken. Beteken dit ons moet nooit vir God vra wat ons moet doen nie? Nee, jy moet hom vra. Maar daar's kere wat as jy die woord van God so goed ken, dat jy klaar weet wat hy sal wil hê. Jy klaar wil weet wat is sy wil. Jy kan dadelik aan 'n plek ingaan en sê, en sy beloftes op 'n plek afroep en beveel. En Vrydag toe ek al WhatsApp met 'n vrou voel, sy het so nog nie een spasma gehad na dit nie. 2 dae in 'n ry geslaap. Prys die Here. Waar dit keer op keer so gebeur het. Is ek spesiaal? Regtig nie. Ek dink partykeer. Ek dink my mamma dink ook so. Maar regtig nie. Nee. Ek het die lewendige God in my en ek besef dit. Ek besef hy roep my om in die gap te staan tussen hom en mense en om sy wil en sy beloftes oor mense af te bid en te profeteer en oor hulle te roep. En dis dieselfde met jou. Hy het sy gees in jou gesit. Hy het sy gees oor jou gesit, gedoop in die Heilige Gees, wanneer jy hom vra, sodat jy in die gap kan staan en kan bid soos in die hemel, so ook in hierdie situasie. Maak dit vir jou sin? Moet jy altyd al die details weet? Iemand het eintlik die vraag gevra vanoggend, moet jy altyd alles weet wat in 'n situasie aangaan om sy koninkryk oor iets te bid? Nee. Ek kan nou staan ek een keer voor 'n ou in Zambia. Kom na my toe, ou bring hom vorentoe, ons bid vir genesing. Hy sê sy skouer is seer. Bid vir sy skouer en hy kon sy skouer glad nie opgelig het nie en hy het hom opgelig tot omtrent hierso. En toe het ek nou al 3 keer gebid vir hom. So nou as ek later soos Here sê ek iets verkeerd. In my menslike ek sê Here moet ek iets anders sê, soos iets wat ek mis. Wat moet ek bid, Here? En op 'n oomblik voel ek net soos dis Here, ek weet nie wat om te bid nie. Ek gaan net soos u koninkryk en u wil bid oor sy skouer. En ek sê soos in die hemel, dat u koninkryk kom nou in sy liggaam. En dan volgende oomblik skree hy iets in sy taal. Ek het nie geweet wat hy skree nie. Ek vra vir die tolk, wat het hy gesê? Oh, what did he say? Hulle is Engels. En hy sê vir my, hy sê hy kan nou sien. Hy sê hy kan nou sien. Ek sê vir hom, so hy's blind, maar hy bid vir 'n seer skouer. Soos hoe sy prioriteite. Daai is wat ek wou geweet het. Maar wat wil ek vir jou sê? Ek het net God se koninkryk oor hierdie situasie gebid. Ek het geweet hy het genesing nodig en ek bid vir genesing in hierdie situasie en sy skouer en sy oë genees. Al het ek eers geweet hy's blind nie. Want hy het nie blind voorgekom nie. Maak dit vir jou sin hoe kragtadig dit is dat God jou na toe roep. Lot sou dit nie gemaak het as dit nie vir Abraham was nie. Verstaan jy die verantwoordelikheid? Voorreg, maar verantwoordelikheid. Amen. En dan het ons 'n perfekte intercessor. Wie staan vir my in die gap? Jesus. As jy ooit gewonder het of enigiemand vir jou bid, die beste bidder wat bestaan, is besig om vir jou te bid. Hebreërs 7 sê vir ons dat Jesus is by die Vader besig met intersessie. So wat doen ons wanneer ons in 'n plek van intersessie tree? Ons begin saam met Jesus bid. En wat hy bid oor 'n situasie. Maak dit vir jou sin? So hoe werk intersessie? Werk ons nog nie voor my. Asseblief.
So hier, voor ek dit sê, weet al gevoel soos die Here hoor jou nie. Ek almal van ons het al so gevoel, né? So ek wil die volgende hê, jy moet nou soos mooi luister. Mooi luister, ja. Ek wil hê jy moet absoluut die ingesteldheid hê van Jesus voor Lazarus se gebed. Jesus sê kliphard, my Vader, dankie dat U my hoor. Okay? God hoor jou, hy is nie doof nie. Eintlik 'n belediging om te sê die almagtige skepper van hemel en aarde hoor nie ons gebede nie. Eintlik 'n weird gedagte as jy daaraan dink. Hy hoor jou gebed. Ons 2 plekke in die Bybel wat sê ons gebede verhinder. En dit is nie eers klein geloof nie. Onvergifnis. Vergifnis is vir God 'n verskriklike belangrike ding. Want hy sê net na die Onse Vader, as ons nie vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie. Vergifnis is nie 'n onderhandelbare topic as dit kom by die Here nie. Hoekom? Want as ons tog nie maar vergewe van goed wat ons nie van werd is om vergewe te word nie. Ons is van baie afgeskryf. En so moet ons ander mense se skuld afskryf. Maak dit vir jou sin? So onvergifnis kan jou gebede verhinder. So dis hoekom dit belangrik is om te vergewe. Moet dit vir jou lekker voel nadat jy die persoon vergewe het? Nee. Partykeer moet jy hom weer of haar weer en weer vergewe. Maar daai praat nie van 'n onvergewensgesindheid, daai praat van 'n plek soos Here, ek voel nog nie lekker oor hierdie situasie nie, maar ek kies om dit neer te lê. Ek kies om hierdie persoon te vergewe en dit nie teen hierdie persoon te hou nie. Maak dit vir jou sin? Tweede ding in Petrus. Tweede ding, en dis nou van die manne wat ook jou gebede verhinder, as jy vrou sleg hanteer. Dit is baie belangrik manne, dit is vir die Here verskriklik belangrik hoe ons mooier helftes hanteer. Ons beter helftes wil ek amper sê. Hanteer is vir God baie belangrik. Verskil jy? So okay, intersessie. Ek kan maar gaan sit. Ek's klaar nie, ek joke. Nee. So hoe dit werk is, sê net maar hierdie is die situasie. Kom ons sê Rijarko het deurbraak nodig ergens in sy lewe, né? Jy het al die storie gehoor van die verlamde vriend? Het hy self gestap na Jesus toe? Het hy self sy stasie opgelaai, gat geboor en afgeklim na Jesus toe? Nee, hy het vriende nodig gehad. Dis hoekom jou sirkel belangrik is. Want dis hulle, dis daai vriende wat in die gap staan. So hy sukkel. So wat is my verantwoordelikheid? Okay, Here, want die Heilige Gees is in jou. Here, wat sê U oor hierdie situasie? Wat sê U woord? Wat kan ek bid? En dan kyk jy en jy wag vir die Here om met jou te praat en dan draai jy om en jy spreek dit oor die situasie. Jy bid nie vanuit hierdie situasie uit nie. Jy bid van 'n hemelse plek af om te sê, Here, wat sê U? Wat is U waarheid? Wat sê U woord? Wat is U realiteit? Wat is in die koninkryk se waarheid? En dan draai jy om en sê, okay, ek beveel hierdie. Maak dit vir jou sin? Right. Ek moet my instrumental opset. Asseblief. So nou gaan ons intercede, is die Engels. Ons gaan nou intercede. As julle kan vir my staan. Hy gaan vir ons musiek aansit. Ek gaan die ligte afsit en jy hoef nie nou kliphard te bid nie. Inteendeel, dalk is dit nie 'n goeie, dalk moet jy nie nou hard bid nie. Maar ek wil hê jy moet die Here vertrou om 'n situasie in jou lewe op te bring, 'n gat waar jy nou moet instaan vir iemand en vir daai persoon bid. Of dit nou 'n situasie is, of 'n verhouding is, of dit nou 'n persoon is, of dit nou iets, wat dit ook al mag wees. En as jy vir jouself bid, kan jy dit ook doen. Maar ek wil graag hê jy moet eintlik in 'n plek van intersessie vir 'n situasie ingaan. En sê, Here, hier is ek. Maak dit vir julle sin? Okay, so bid net die volgende agter my aan. Here Jesus, U soek en ek is hier, Here. Ek steek vanoggend my hand op om in die bres te gaan staan. Dankie dat U my hoor en dat U planne aan my openbaar. Okay, en nou wag ons. Jesus.
Kry die situasie voor jou, moenie fokus op die situasie nie, fokus op God. Wat sê hy? Wat is sy realiteit? Wat is sy beloftes? En dis wat jy oor dit wil bid. Jy wil nie bid uit 'n plek van vrees, angs en mismoed nie. Jy wil bid vanuit 'n hemelse plek uit en sy koninkryk losmaak oor dit. Jesus. So maklik soos dit. Intersessie is nie moeilik nie. Dis net wat is die moeilikste deel van intersessie? Om te gaan stil sit. Ek maar aansit Rolf. Dis om tyd te maak. Die mees kosbaarste ding van ons tyd, van ons lewe is tyd. Dis al wat dit wat is vir jou om te gaan stil sit en sê, Here, hier is ek. Gebruik my, wys vir my. Hierdie is die situasie. Wys vir my wat U wil hê ek moet bid oor dit. Wat sê U skrif oor dit? En jy bid dit. Maak op jou sin? Psalm 25 vers 14. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Here, mag die vrees van die Here ons kompas wees, Here. 'n absolute verwondering, respek en 'n vrees, 'n heilige vrees van hoe groot en almagtig U is, Here. O Lord, and you are able, Lord. Hoe able die Here is in elke situasie. Hoe goed toegerus hy is in elke situasie. Here, mag ons U grootheid besef, mag dit ons oorweldig, Here. U is almagtig. U is soewerein. U is die skepper. U het gespreek en die skepping het tot bestaan gekom, Here. U het gespreek, Here. Dit was nie vir U moeilik of harde werk nie, Here. U het gespreek. Here, kom en spreek oor ons lewe vanoggend weer. Mag ons die beloftes voor U bring wat U gespreek het. En dat dit so sal wees. Mag ons die beloftes oor ander spreek, soos wat U dit gespreek het, en dan sal dit so wees. U is 'n goeie en getroue God. U is getrou. You are faithful, Lord. El Roi, die God wat sien. Die God wat sien. En voorsien. Here, dankie dat U sien elke situasie. En dat U in elke situasie wil voorsien, Here. Mag ons in die bres gaan staan, sodat U koninkryk kan kom, soos in die hemel. U wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. In Jesus naam. Amen. Amen. Voor julle hardloop, wil ek net die volgende vir jou herinner, terwyl ek agter staan en die laaste lied sing. En baie gefokus op die verantwoordelikheid van Abraham en Lot wat gered moet word en gered is as gevolg van Abraham. Ek wil hê met die volgende besef. God het vir Abraham geluister. Hoekom sê ek hierdie vir jou? Want hy hoor jou en hy wil deur jou gebede sy wil laat geskied. Net soos met Abraham. Amen. So weet dat die Here jou hoor. Jou gebede is kragtig. Is kragtig. En ons praat altyd die Christenies, hierdie term van om hemel af te trek, dit of dit te spreek of los te maak. Dit gaan daarop neer, is om sy wil en sy koninkryk te spreek, dat dit so sal wees, so ook op aarde. Maak dit vir jou sin? Jy is geroep om mense se lewens te verander, om situasies om te draai vir sy koninkryk, sodat hy geëer word in dit alles. Wat 'n voorreg is dit. Prys die Here. Julle sal sien binne die volgende week of 2, ek gaan druk vir hierdie week. Ons besluit nog net waar. Ek gaan ons 'n gebedsbord ook opsit. Aan die een kant gaan jy jou gebed neer vaspen en aan die ander kant is 'n getuienisbord. So dat oomblik wanneer dit deurbreek, dan skuif ons dit oor na die ander kant toe. Hoekom? Dat ons kan bid vir mekaar, vir mense en sodat ons kan sien hoe die Here keer na keer deurkom. Dit gaan later dien as 'n getuienisbord. Want die Here Jesus sê die volgende: Julle het my huis gemaak 'n plek van boewe.
maar my huis sal genoem word die huis van gebed. So ons neem gebed ernstig hier op. So as jy wil deel vorm van intersessie, 8 uur op sonnaandoggende, hulle bid nog nie deur die week nie, op hierdie oomblik is dit net sonnaandoggende 8 uur voor die diens, bid hulle daar binne. Maar intersessie is iets vir jou om deur die week in jou lewe in te wandel. Dis iets wat ek wil eintlik afsluit met hierdie storie. Okay, sorry, ek gaan ons nog aan. Kyk, great. So dis nou die tweede preek. Ons sê hulle mos 'n pastoor het so 1 tot 2 keer, okay, my laaste. Ek gaan nou afsluit. So hierdie is my derde afsluit al, maar dis nie die laaste een. Ek het met die manne dit ook gedeel. Ek het gehoor hierdie storie van 'n professor wat sy studente vat na een van die groot revivalist van sy tyd. En hy vat die studente deur die huis. En alles is geonderhou soos wat dit nog toe die man nou daar gebly het, sy leefarea, sy kamer, sy alles. So gaan hy deur die huis en toe by sy kamer kom, toe was ek 2 worn out kolle langs sy bed. En hulle vra vir my, wat is hierdie 2 kolle langs sy bed? En hy sê vir hom, dit is waar hierdie man ure en ure en ure en ure gebid het vir herlewing. So jy moet verstaan, wat gaan herlewing? Almal van ons wil herlewing hê, né? Wat het elke keer herlewing voorgegaan? Wat was die voorganger van herlewing? Gebed. Jy gaan ergens lees het iemand gebid, of onder in 'n kroeg of ergens in 'n kerk, maak nie saak nie, ergens het iemand gebid en gebid en gebid en gebid, net soos hierdie. En toe hulle die studente terugvat na die bus klim en die prof nou tel, toe kom hy agter, daar's een missing. En hy gaan soek hom. Soek in die leefarea, soek nou oral in die huis, en toe op 'n stuk toe hoor hy, daar's 'n gemompel vanuit die kamer uit. En hy kom daar en hy gaan staan net so in die deur, want toe sien hy hierdie student met sy knieë binne in die 2 kolletjies, sit hy met sy knieë, en hy bid, en hy luister wat hy bid, en die student bid as volg, en hy sê, Lord, do it again, but this time through me. En die prof gaan so na hom toe, en hy sê vir hom, Billy Graham, dit is tyd om huis te gaan. En julle weet wat Billy Graham se lewe gedoen het. Julle weet hoeveel honderde mense deur sy bediening en getrouheid en gebed tot bekering gekom het. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy soek net nog iemand om met sy knieë aan daai kolletjies te gaan buig en te gaan sê, Here, doen dit weer, maar die keer doen dit deur my. Kan jy dit voel? Die opgewondenheid in die gees. Amen.